Wat is nou die laaste? Ek is tot hiertoe van julle twee Bloemfonteinplans. Kyk net hoe lyk my plek! Hoe laat is dit? 8:15. Maar Antie is veronderstel eers na 12 uur te wees, dan sou die plek al opgeruim gewees het. Ek het vroeër geloop want ek het 'n kopseer. Nou het ek 'n movies en migraine. Wat is dit hier? 'n Bra. Ek weet dis 'n bloody bra. Wat soek dit hier? Ek weet nie, Antie kan mos sien dis Esther se. En die wannabe pantykie? Dis 'n G-string? Ek het dit seker per ongeluk laat val toe ek my wasgoedkamer toe gevat het. Wat? Jy moet dink ek is onder 'n flop en kalkoen uitgebroei. Het julle twee mans hier geëntertein? Huh? Natuurlik nie, Antie. Is dit so? So julle twee het al hierdie drank uitgesyp en toe waai die klere. Wat 'n soort seksisters is julle? Wat maak Antie so vroeg by die huis? Sê jy liewer vir my wat hier agter my rug aangegaan het? Ag, gaan spring in die bad en dan in die bed en as Antie opstaan sal al skoon en reg wees asof niks gebeur het nie. Dis my huis die. Julle weet hoe voel ek oor rowwe dronkpasparties in my plek. En dis hoekom ons dit agter Antie se rug doen. Dis Antie se eie skuld dat Antie so vroeg huis toe gekom het. My skuld. Die plek lyk en ruik soos 'n bordeel. Nou is dit skielik my skuld. Maak asof ek nie hier is nie. Wie was dit? Hy het gesê ons moet maak asof hy nie hier is nie. En dis presies wat ons gaan doen. Toe Antie moet gaan bad. Wie die hel was dit? Piston Pinaar. Nuwe pilot by my werk. Is die piston getroud? Nee. Jy sê nie asof jy iets vir my wegsteek. Ja, Kay is verloof, maar dit tel nie eintlik nie. Sy flippe verloofde is dan met jou verskil. Hy het 'n bietjie te veel van Esther se punch gedrink gisteraand. Waarin ek per ongeluk te veel vrugtemampoer gegooi het. Ek dink sy verloofde sou saamstem dat ons hom nie toegelaat het om te drink en drive nie. Ook nie te drink en vlieg nie. Ha. Julle is erger as twee opgeskote bakvissies. Ek het baie laat ontwikkel. Ja. En toe jy eers begin het, kon jy nie ophou nie. Shut up, liewer albei van julle. Ek gaan bad. Julle sorg net dat hierdie plek onmiddellik skoon kom. Ja, nee. As die koek weg is, dink ek twee tertjies mos hulle is baas. Yes. Sy is beslis menopausal. Ek het baie laat ontwikkel. Wat maak jy daar? Ek wou by die agterdeur uitgesneek het, maar dit is gesluit. Kom hier uit. Hi, sexy. Ciao, babe. Ja, okay, dan get jou nikkies in 'n knot. Daar was al baie erger beerders in haar bed as ek. Wat maak daai toffie aan my bed? Hy en Albertus het 'n uitval gehad, toe Trompie hier kom slaap al. Aan my bed. Daai bank is vreeslik ongemaklik. Ek gaan daai trompie toffie so hard klap, hy gaan dink hy's omsingel. Hey. Dis myne. Ek het 'n baie erger kopseer as jy. Omdat jy jou drank meng. Hoe maak my span sonder om dit te meng? Het Krampie al gaan slaap? Ek dink so. Ek hoor nie meer kas deur dit klap nie. Sy's nie lekker nie. Hulle sê, as mens te veel nagdiens werk, kan dit jou mal maak.
Miskien het sy PMS. Hulle sê ook as jy te veel soapies kyk, kan dit jou brein aantas. Wie is die hulle wat dit sê? Huh? Hulle, mediese mense, doktore, verpleegsters, veeartse. Jy lees te veel trashy tydskrifte. Dis waar. Mense word glo so aangetast dat jy nie meer tussen die werklikheid en die fantasiewêreld van die TV kan onderskei nie. Meeste vrouens kyk soapies met 'n glasie wyn in die hand. Dit is eerder die wyn se skuld. Trompie se maar rook boom. Ekskuus? Boom. Die boom van wysheid, the tree of knowledge. Dagga. Sy reken, dit maak haar mellow. En dan sien mens binnelanders uit 'n heeltemal 'n ander oogpunt uit. My bussie is alweer laat. Ons het eergister amper ons vlug verpas. Daar's 'n kunstenaar, Attie Elof, in my Latin American klas wat my wil skilder. Hy sê ek het die perfekste beenstruktuur. En toe die Attie dit vir jou gesê het, het hy in jou gesig gekyk of het sy oë in jou clavage verdwyn. Man, gaan kry vir jou inplaas as jy ongelukkig is met jou 2 galbolte. Ek probeer maar net vir jou sê dat mans soos hy vir jou stories sal spin om jou te vlei. En voor jy weet, poseer jy vir hom sonder 'n draadklere aan. Ek gaan 'n G-string aan hê. Nie 'n G-string. Hoe anders gaan hy my skilder? Hy kan tog nie oor my klere verf nie? Ons praat nou verby mekaar. Wil jy jou skilder op 'n doek of wat? Hy wil my skilder. Body paint. Dis nie skilder nie, man. Dit is. Daar's volgende naweek 'n Hense Fashion Show by Sun City waar verskeie kunstenaars gevra is om hulle werk tentoon te stel op lewendige modelle. TV gaan daar wees en alles. Bessie gaan 'n beroerte kry. Ag, mens sal nie kan sien ek is kaal nie. Attie gaan my verf asof ek heeltemal toegedraai is in giftige slange. En hy noem dit kuns. Dis 'n groot kans vir my om raak gesien te word. Dis presies hoe Kendra ook haar loopbaan begin het. Kendra wie? Kendra Wilkinson. Sy was gebodypaint as een van die modelle op Hef se 78ste verjaarsdagpartytjie. En toe sien Hef haar raak en toe, boom bang, daar kry sy 'n hoofrol in een van sy televisiedrama-reekse. Wat se drama-reeks? Sy speel Kendra in Girls of the Playboy Mansion. Dis nie 'n drama-reeks nie, dis reality television. Sy moet saam met 'n ou ballie wat ouer as haar oupa is slaap om in daai reeks te kan speel. Nee, dommie, dis net in die storie. Holly en Bridget met Kamstig ook. Dis al deel van die fantasiewêreld van die TV. Nee sis, dis die werklikheid. Daai 3 silicone boob bottle blondes is ou Hef se houvrouens. Huh? Daar's my bussie. Hoorie sê vir Auntie Bessie, ek kom baie laat vanaand terug. Ek's op 'n red eye vanaand terug van Turbs af. Okay. Wie is die pilot op vanaand se vlug? Bisting? Gedra jou. Ek's professioneel. Ek vry nie by die werk nie. Miskien moet ek ook eers gerook raak voor ek weer TV kyk. Wat is dit? Trompie se Teddy. Ek skrik my amper uit my geloof uit toe ek in my slaap omdraai en die bol flaf langs my in die bed voel. Hy's baie erg oor sy varkie. Sy sê sy Saartjie het vir hom gegee toe hy 3 was. Wat se ouers noem hulle kinders Saartjie en Trompie? Sy ouers was die enigste hippies op Welkom. Hulle het nog altyd 'n groot belangstelling gehad in die hogere letterkunde. Ag, asseblief. Trompie se oupa se naam kom ook uit die hogere letterkunde uit. Adoons. Adoons is 'n bobbejaan in 'n strokiesprent. Gewonder die light is so skeef uitgedraai nie. Van nou af sluit ek my kamer deur as ek nie by die huis is nie. Dis my huis nie die gaste se gratis hotel nie. Albertus het hom uitgesluit. Maar seker vir 'n goeie rede. Hulle was by die Pink Pisa, 'n nuwe gay club in Linden en toe het Trompie 'n bietjie te veel na Albertus se smaak met wild vreemde mans geflirt. Dit is obviously om 'n Trompie om so 'n goedkoop tert gedra het. Albertus is vreeslik jaloers. Ek dink sommer dit is so dik is. Dik mense is ons baie meer jaloers. Askies, Nie Antie nie. is dit nou jou agteraf manier om te sê ek is dik? Nee, ek sê net Antie is nie jaloers nie. Maar ek's dik. As Antie so sê. Jy weet, gewonder julle ma moet die grys uit haar hare uitdaai nie. Dis julle twee wat haar oud gemaak het voor haar tyd. En nou wil julle met my ook doen. Antie daal lankal Antie se hare. Maar is hierdie plek skoon? En ek bedoel skoon. Antie kan ons sien. Dit is die laaste keer wat julle sonder my toestemming 'n varkerige partytjie hier hou. En so sweer Antie was nooit jonk. Eers as
te dik en nou is ek te oud. Jy soek vir my. Auntie het die mooiste bene. Wat? Dis soos 'n ballerina se bene met die perfekste kuite. Dink jy so? Ja, draai 'n bietjie laat ek mooi kan sien. Ag man, nou sê laf. Gaan eers nog 'n rukkie lê. Ja, Toffie. Wat wil jy hê? Kom kry. Natuurlijk, ek hoor. Sorry oor vanoggend. Hier. Wat is dit? Koeksisters, ek het dit self gekoop. Jy's 'n regte ou twee-gat jakkals. Ek maak staat op jou om 'n oog te hou oor daai twee Bloemfonteinblans as ek nie hier is nie. Ek weet, maar ek het 'n geweldige krisis in my persoonlike verhouding gehad. Is dit nou jou smart manier om te sê Albertus het jou uitgesmyt oor jy jou soos 'n slet gedra het? Dan weet jy. Kan enige iemand hier rond ooit 'n geheim vir langer as 2 minute hê? Bertus is obsessief. So ongesond as iemand so verskriklik jaloers is. Eintlik like jy dit. Kry vir jou. Kan nie sê dat ek nie gevlei voel nie. Maar partykeer raak hy effens te erg. Hy het my lane naaimasjien dwars deur die kombuisvenster gegooi. Dis woes. En hy is nou verskriklik jammer. Hy kan nie genoeg sorry sê. Presies wat alle abusive mans doen. Albertus het nog nooit aan my geraak nie. Hy haal dit uit op die breekgoed. Dis hoekom ek al die ou koppies voor in die rak pak. Ek het ook deur so 'n stadium gegaan toe ek en Martin nog getroud was. Het hy op breekware gegooi? Nee, ek het. Mis jy hom? Ja, baie keer. Maar toe raak my eim in en ek kom met 'n koppie van hier tot daar by die patio gooi. Jy het nie iets sag en wollerig in jou bed gevoel nie. Ja, baie keer, maar toe het Martin die wonder van Viagra ontdek. Nee, ek praat van Miss Piggy, my varkie. Hierso. Oh, my varkie. Skus ek jou in Bessie se bed vergeet het. Moenie worry nie, Trompie. Ek het Bessie het lekker lepel gelê. Man, daai vark lieg. Hierdie koeksisters lyk amazing, is dit die tuisnywerheid? Ja, Albertus hou van 'n soetigheidjie elke aand na ete. Martin het met baie meer feeling en passion die TV remote bevoel en bevat as vir my. Shame. Ek is deur dubbel DL. Drank en dobbel. My ouers drink nie trippel nie. Maar hulle rook boom. Om te relax. Martin was 'n goeie man toe hy by Eskom gewerk het. Toe besluit hy mos om 'n pakket te vat om sy eie besigheid te begin. Maar toe wou meneer eers vir 'n paar weke relax, plaas hy liewer boom gerook het. Maak mens baie rustig, maar as jy dit oordoen word jy dom soos grond. Martin het gedink hy is baie slim. Hy het by al wat 'n casino is gaan relax. Hy het sy hele pakket uitgerelax. En toe raak hy aan die syp. Wie as hierdie huis nie in my naam was nie, was dit ook bordesmerdes. Dis vreeslik. Daai, my ma se vleuelklavier. Ek moes hom 3 keer by die pandjieswinkel gaan terugkoop. So blyk het hom met sy dronkpas en al hier uitgeskop. En waar is hy nou? In Durban by sy suster, die syp net so erg. Moenie sê ek het jou vertel nie. Maar jy gaan oor wat Esther wil doen. Nee, wat? Daar's 'n kunstenaar in een van die dansklasse wat haar wil body paint. Vertel my alles van vooraf. Jy moes gisteraand laat by die huis gekom het. Is alles oukei? Nee, Wat? daar was 'n onsmaaklike insident. 'n Dronkpassasier. Nee, baie erger. Ek moet vanmiddag 2 uur by dissiplinêre verhoor wees. As 'n getuie. Nee, as 'n beskuldigde. O. Dis verskriklik. Ek kan my werk verloor. Wat het jy aangevang? Eintlik is dit Piston se skuld. Hy het my verlei. As ek reg onthou, is jy gister die uit by die woorde: "Ek is professioneel. Ek vry nie by die werk nie." Maar hy's so verdomp seksie. Ek wil alles hoor. Weet jy hoe teleurgesteld gaan ma en pa wees as hulle hoor ek is gefire omdat ek in die middel van 'n vlug nie my lus kon hou nie. Hier's 'n paar goed wat ek nie verstaan nie. Piston is die pilot. Hoe kan hy die Eddie bestuur en terselfdertyd vir jou verlei?
Want die vliegtuig was op aardepilot en die co-pilot het toesig gehou. En waar was die pilot? In besigheidsklasse kombuisie, saam met my. Waar julle Ek was besig om vir hom koffie te maak. En hy het begin om my in die nek te soen. Jy weet hoe dit is. Dinge gebeur net. Ek weet. En nou is ek verskriklik spyt. Is julle betrap? As daai klikbek van hulle raad toe Missemang net in ekonomieklas gebly het waar hy hoort. Maar nee, hulle is uit suiker uit, soos altyd, en toe moes hy kom leen. En julle betrap? Ja, In die hitte van die oomblik. geniet jy dit, hè? Dis ernstig. Ek en Piston kan albei ons werk verloor. Die lerato op julle gaan split. Toe sy ons in die kombuis sien, toe gil sy soos 'n hoender wat 'n hofsaak gewen het. En toe hardloop van die passasiers nader. Dit was verskriklik embarrassing. Die besigheidsklaspassasiers is meestal sakeman. Ek is seker dit het hulle min gepla. Want toe ons disembark, het die meeste van hulle met 'n nudge en 'n wink vir my hulle besigheidskaartjies gegee. 'n Bewys dat hulle beslis weer met Banana Airways sal vlieg. Hulle raad toe is soos 'n swart rocket na 'n supervisor toe. Ek weet nie wat ek gaan doen as ek my werk verloor nie, sis. En jy sê nie 'n woord vir Auntie Bessie of Trompie nie. Okay. Ja, okay. Dit sal nie nodig wees nie, want Auntie Bessie het alles gehoor. Right. Ek dink ek het dit. Hier's jou storie. Jy en Piston moet net sorg dat julle by mekaar uitkom voor die verhoor sodat julle dieselfde storie kan spin. Ja, okay. Maar ek dink nog steeds hulle gaan ons fire. Man, ek was al by baie van die soort dissiplinêre verhore. Hier in ons land is die proses eintlik aan die beskuldigde se kant. Jy moet net sorg dat jy 'n goeie storie spin en jy kom amper met enigiets weg. Al is jy wit. Ja, selfs dan. Solank jy net nie daai K-woord gebruik het nie. Want dan is jy in jou hel en nog voor die verhoor begin het. Jy het nie dalk die K-woord gebruik nie, nee. Nee. Maar wanneer kry jy niks om te hoor nie? Lerato het gesien wat sy gesien het en hulle gaan vir haar glo. Dis nie 'n probleem nie, wat sy gesien het was korrek. Waar ons verskil is wat sy gedink het sy gesien het. Nou het ek Auntie verloor. Eet bietjie van die suiker, sien jou nervusheid laat verdwyn. Toe, eet. Luister nou mooi, hier's jou storie. Jy was besig om vir die kaptein koffie te maak, né? Toe jy omdraai om die melk te kry, toe tref die vliegtuig turbulence. Jy verloor jou balans en jy val. Jou romp hak teen die trolly vas en dit skuif op tot bo jou naakie. Jy gryp om aan iets vas te gryp en jy gryp per ongeluk Piston se belt vas. En soos jy val, trek jy sy broek af tot op sy voete. Jy tref die vloer en jy's lights out. Piston met die turbulence struikel oor die broek op sy voete en val reg bo op jou. Net daar besef hy, jy het jou bewusheid verloor. En sy years of training kicks in en hy begin onmiddellik met mond tot mond. Net dan loop Lerato in, besef nie wat sy sien, want haar eie vuil gedagtes verduister haar gesonde verstand. Dis brilliant. Vertel jy dit net so en ek beloof vir jou, jy in daai spaakplek vlieg weer môre Durban toe. Maar dis nie heeltemal die waarheid nie. Man, 'n dissiplinêre gehoor is nie so hofsaak, dit het glad niks met die waarheid te doen nie. Nee. As mense die waarheid in die hof gepraat het, was 'n hofsaak net 'n minuut lank. Jacob, het jy 'n bribe gevat met daai armsteel? Ja, edelagbare. Judge, was jy dronk toe jy met jou kar deur daai muur gejaag het? Soos ons ook edelagbare. Ja, ek sien wat Auntie bedoel. Sonder lieg sou die prokureurs en advokate in hierdie land sonder werk gesit het. Lieg is die gom wat die hele regstelsel aan mekaar hou. En die Hooggeregshof is 'n tempel, 'n monument vir die volmaakte leuen. Hoe weet Auntie so baie van die goed af? Ja, ek was met 'n man getroud wat so goed gelieg het, hy het homself geglo. Ek sal met ry as ek nog by Piston 'n draai moet maak. Sorg jy en hy net dat julle dieselfde storie gorrel. Dis 'n groot geheim, okay? Okay. Oh, thanks Auntie. Ja, ek hou vir jou. Duim vas. Bye. Bye. Klein kindertjies, klein probleempies. Groot kinders, en jy leer bid. Ek nooit van jou gehou nie. Ek gelief toe ek
gesê het, ek wil jou hê. Jy niks vir my beteken nie. Daarom het ek sommige aande by 'n boetie gaan lê. As niemand ons 'n kans begin met ons eie kanse maak. Ons eie konsert opvoer, al is dit net by Kerkbazaar. Ek wil op 'n regte verhoog wees in 'n teater, nie in 'n kerksaal nie. Net om te begin. Nie eens om te begin nie. Mens moet iewers begin. Dan word ek eerder 'n paaldanser in 'n nagklub en verdien ten minste goeie geld. Nikita kom doen haar hare by ons salon. Sy dans in 'n klub. Noem haarself eksotiese danseres, maar eintlik hang sy ook maar net half kaal in 'n paal. Verdien sy goeie geld? Sy ry Z4, sê dit iets vir jou? Ja, dit sê vir my ek is in die verkeerde beroep. Om mense te leer dans wat dit eintlik nooit sal regkry, is nie maklik nie. Om heeldag purple rinses en perms te doen is regte pyn in die porra. Is daarom beter as kantoorwerk. Wat 'n gekappe gesels is daar aan die gang by die twee toffies huis? Albertus en sy twee boetsneefies is besig om die kombuisvenster reg te maak en 'n nuwe ruiting te sit. Dis hoekom jy daar weggehardloop het. Hy het dit gebreek, hy moet dit heel maak. Ek het gisterand vir hom gesê ek slaap nie nog een aand in 'n huis met 'n gebreekte ruit. Maar jy slaap ook nie hier nie. Ek was gisterand so nervus ek het nie 'n oog toegemaak nie. Ek lê net die hele tyd en spits my oor om te hoor of iemand nie by daai ruit inbreek nie. Ek het baie laat ontwikkel. Wat het dit te doen met my gebreekte ruit? Niks. Julle praat hier die hele tyd oor jou, toe dog ek is tyd dat julle 'n bietjie oor my praat. Doem doem doem. Hester Bester is terug op die vlugrooster. Antie se storie het soos 'n droom gewerk. Ek is bly om dit te hoor. Die enigste voorwaarde is dat ek en Piston vir die voorsienbare toekoms nie saam op 'n vlug geskeduleer mag word nie. Miskien is dit beter so. En die voorsitter van die dissiplinêre verhoor het my uitgevra op 'n date. Jy het hier weer jou liggies geflikker soos 'n merry-go-round. Bietjie. Ek het baie laat ontwikkel. Ja, ons weet, Esther. O, ek wil bietjie jou kop was oor die kaalsterk body painting. Oor my dooie liggaam gaan jy met jou uitstaan borsies vol giftige slange op die TV pronk. Wie het vir Antie vertel? Moenie vir my kyk nie. Na wie dan?